Almagtige Here, Hemelse Vader, Here, dit is vir ons goed om ook vanoggend naby aan U te kan wees. Here, dit is vir ons 'n voorreg om met nederige oorgegewendheid, om met 'n stuk oorgawe na U toe te kan kom, Here, te midde van ons broosheid en te midde van ons seer, Here, om net ook saam as gelowiges vanoggend hier in U huis saam te kan wees. Here, dankie dat ons U goedheid, U guns, U liefde kan besing, al is dit met gebroke akkoorde, al is dit met 'n geprewel, Here, vanweë ook vir ons hartseere en ons broosheid, Here, waarmee ons vanoggend hier voor U aangesig saam is. Here, dankie dat ons te midde van die hartseer en dalk verskillende emosies wat ons beleef, Here, kan weet dat U gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde Vader is. Die Vader wat gister sy seëninge oor ons uitgestort het, Here, is ook die Vader wat ook in hierdie tyd ons hand kom vat en vir ons in sy arms vashou. En Here, wanneer ons na U toe kom, wanneer ons tot U nader, Here, is dit vanoggend nie net om vertroos te word, Here, maar ook om U woord te hoor. Here, om ook nog altyd deur U gevoed en gerig, gebou te word. Nog altyd, Here, om ook na U stem vir ons lewenspad te kan luister. En daarom bid ons, Here, dat U woord ook vanoggend in ons lewens sal seën. Amen. Voordat ons lees ons in die Bybel, almal ken die ou verhaal van wat ons daar in Genesis vind van Abraham en Isak. 'n man met die Abraham wat deur God geroep is om sy land en sy mense agter te laat en weg te trek na 'n land wat die Here hom sou wys. Later lees ons dat God vir Abraham 'n ander naam gee, Abraham, omdat God vir hom gesê het, maar ek gaan vir jou seën. Ek gaan nie net vir jou 'n nuwe land gee nie, ek gaan ook vir jou 'n groot nageslag gee. Ek gaan vir jou die vader van baie nasies maak. God het Abraham geroep en vir hom gevra om hom te vertrou vir 'n land waar hy kan woon en vir 'n nageslag wat uit hom en sy vrou Sara kan voortspruit. Maar dit was vir Abraham en Sara baie moeilik, want hulle het geen kinders gehad. En toe, op 'n hoë ouderdom wat hulle gedink het, dit is nie meer vir hulle moontlik om 'n nageslag te hê nie, dit is nie meer vir hulle moontlik om kinders van hulle eie te hê nie, het God vir Abraham en Isak 'n seun gegee. En sy naam was Isak. Hoe bly was Abraham en Sara nie gewees nie, dat hulle 'n kind gekry het vir wie hulle kon lief wees, 'n draer van die belofte, 'n vervuller van hierdie belofte wat God aan hulle gemaak het. Maar hulle het ook opnuut besef dat hierdie God wat hulle geroep het, hierdie God met wie hulle op weg was vanuit hulle tuisland, is werklik 'n God wat getrou is aan sy beloftes. Is werklik 'n God op wie hulle kan vertrou en staat maak. En dan 'n rukkie later lees ons dat God vir Abraham 'n opdrag gee om hierdie einste seun, sy enigste seun, vir wie hy wat Abraham as baie lief gehad het, om hom te gaan offer. En vir ons verstand vandag is dit onbegryplik. Vir ons wat in die wêreld leef waarin ons onsself bevind, waar almal en alles regte het en waar ons in 'n tyd leef waar ons maklik die lewens rondom onsself begin laat draai, is dit vir ons ondenkbaar dat God, die Vader God, wie ek en jy ook dien, dat hy vir sy dienaar Abraham kan vra om sy enigste seun op 'n altaar te offer.
Ons verstaan dit nie. Ons kan dit nie verstaan nie. Ons dominees kan dalk baie boodskappe daaroor maak, baie preke daaroor maak, baie verklaringe sê, maar ten diepste is dit onverklaarbaar dat 'n God van liefde dit van sy knegg kan eis. En wat verder onbegryplik is dat Abraham, God se dienaar, sê ja, Here. As dit is wat U van my vra, dan doen ek dit. Dan is ek gehoorsaam. Onbegryplike gehoorsaamheid aan Abraham se kant. Dit is egter nie die enigste verhaal van 'n vader, 'n seun en 'n kruis waarvan ons in die Bybel lees. En daarom nooi ek u uit om vanoggend saam met my te luister na God se woorde in Romeine hoofstuk 5 vanaf vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie. Selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons skriflesing tot sover en ons teksvers vir oggend, Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Onbegryplike liefde. In die een verhaal lees ons van 'n vader wat in gehoorsaamheid aan God sy enigste seun moes gee om geoffer te word. Dit is onbegryplik. Hoe maak ek en jy sin van hierdie opdrag aan Abraham? 'n kosbare Bybelverhaal waarmee ons van kleintyd af groot geword het. En hoe maak ek en jy sin van Abraham en sy gehoorsaamheid? Ons verstaan dit nie. En dan hier in Romeine 5 som Paulus 'n ander verhaal vir ons op. 'n Verhaal van 'n vader wat kies om sy eie seun, sy enigste seun te laat offer ter wille van sondaar mense. Mense soos ons.
En ons lees in die Bybel hoe dat hierdie seun, Jesus van Nasaret, self ook kies om in gehoorsaamheid, soos wat Abraham gehoorsaam was om sy eie seun te offer, so kom Jesus van Nasaret en in gehoorsaamheid aan sy Vader, kies hy om ook sy eie lewe neer te lê, af te lê vir my en vir jou, sodat ons gered kan word, sodat ons kan vry wees van die mag van sonde en dood, sodat ons saam met hom, die enigste seun, kan vashou, vasgryp aan die woorde en aan die hart van Abba Vader, wat vir hom en vir ons kom sê, julle is my geliefde kinders. Jy en jy is my geliefde seun en my geliefde dogter, in wie ek 'n welbehae het. Ek en jy moet hoor en ons moet vasgryp aan hierdie woorde van Abba Vader, wat te midde van ons broosheid, te midde van hierdie onvolmaakte en selfs wrede wêreld, vir ons kom sê, jy my kind, is kosbaar vir my. Jy is dalk soms weerbarstig, jy is dalk soms kwaad, hartseer, soms is jy dalk kleingelowig en ander kere ongehoorsaam, maar jy is myne, jy behoort aan my, ek het vir jou op jou naam geroep. Ek is jou hemelse Vader. Ek is Abba Vader wat jou hoog ag en wat jou baie lief het. Ek is die Vader wat soveel te meer dit wat goed is vir jou wil gee. Die goeie wat ek in my Vader hart vir jou ronddra. Die goeie wat ek en die Seun en die Heilige Gees van die begin af vir jou in gedagte gehad het. Al begryp jy dit nie nou nie. Al verstaan jy dit nie nou nie, al verstaan jy nie my Vader hart vir jou nie. Hoor, as ek in my woord vir jou kom sê, ek is die goeie Vader, wat soveel te meer vir jou die goeie dinge wil gee. Wanneer ek en jy as aardse vaders en aardse moeders gekonfronteer word met die onbeskryflike en die onverstaanbare hartseer en verlies, wat ons rondom ons kinders kan ervaar en dalk wel ervaar, wanneer my en jou woorde opraak, en ons gedagtes en ons denke begin vasdraai, dan het ons nodig om God se Vaderhart vir elkeen van ons te hoor. Dan het ons nodig dat God met sy onbeskryflike en onbegryplike liefde ons lewens te kom vul. Dalk met klein stukkies geloof, klein stukkies hoop en klein stukkies liefde, stukkies hoop, stukkies geloof en stukkies liefde wat ons op hierdie stadium van ons lewenspad kan hanteer, sodat ons vertroos kan word, gevoed kan word en versterk kan word. Ek dink die Here wil vanoggend deur sy woord vir ons kom herinner dat ons is dalk geneig vanweë God se grootheid, vanweë sy almag, vanweë die onbegryplikheid van sy wese, is ons geneig om hom te objektiveer. En is ons dalk geneig vir ons in die kerk is dat ons as domies is dalk die verkoopsagente van 'n God, van wie ons nie 'n idee het nie. En die evangelie is maar 'n produk wat ons aan mense probeer verkwansel. En dan wanneer terugslag ons tref en wanneer hartseer ons tref, dan is God vir ons ver. En dan is God nie vir ons 'n vader met 'n hart nie, maar dan is God vir ons 'n objek wat dinge laat gebeur wat vir ons nie sin maak nie en wat vir ons onverklaarbaar is. God wil vanoggend vir my en jou kom herinner dat hy is nie 'n hartelose objek nie.
God kom herinner vir my en jou vanoggend in die woorde van Paulus dat hy is 'n Vader met 'n vaderhart. En al verstaan ek en jy dit nie dat 'n vader sy eie seun kan gee nie. So onverstaanbaar is God se liefde dan vir my en jou, want dit is presies wat hierdie Vader vir elkeen van ons kom doen het. Hy het die onverstaanbare, onverklaarbare, onbeskryflike ding gedoen om sy eie seun te gee, om sy eie seun te offer, sodat ek en jy die lewe kan hê. Die hartseer wat ek en jy as aardse vaders en moeders ronddra in ons harte, die hartseer en die pyn waarmee ons gekonfronteer word wanneer ons die verlies aan 'n kind beleef, is vir ons onverklaarbaar, maar dis eg, dit is rou, dit is, soos die Engelsman sê, dit is real. En ek en jy moenie toelaat dat die wêreld waarin ons leef, in ons eie beperkte denke, vir ons kom wys maak dat God se liefde vir ons iets anderste is as 'n vaderhart wat stikkend is, wat gebreek is, wat saam met ons huil en wat saam met ons rou en wat saam met ons stoei oor die gebrokenheid in hierdie wêreld en die broosheid waarin ek en jy uitgelewer is. Mag ek en jy ons hemelse Vader, ons Abba Vader se hand vat, ook in hierdie tyd. En mag ek en jy toelaat dat hy vir ons op ons lewenspad kom voed met 'n stukkie hoop, 'n stukkie geloof, 'n stukkie liefde, dit wat ons kan verwerk, dit wat ons kan hanteer van die plek waar ons is, maar sodat ons die pad as sy kinders vir wie hy baie lief het, dat ons die pad met hom kan bly stap. Amen.